Goeiemôre almal. Ek hoop almal het 'n baie lekker week gehad en 'n lekker naweek en is lekker reg om vandag so 'n bietjie uit te rus by die huis en almal gaan 'n rustige dag hê. Veral met hierdie weer, lekker onder 'n kombersie lê en TV kyk. Ons sit vanoggend hierso in die begin van lydenstyd. Amper lydenstyd. Dis die einde van die Advent. Jesus is gebore. Jesus het groot geword, hy het gebedien op aarde en ons is vanoggend hier by mekaar net voor die 40 dae van lydenstyd. En wanneer lydenstyd begin, dan is dit gewoonlik 'n tyd van selfrefleksie. Dis 'n tyd waar ons net weer bewus word van God, teenwoordig word in God, net weer besef hoe afhanklik ons van God is. Opbou na die kruisiging en die opstanding. Ons sit vanoggend hier as oorwinnaars, wat al reeds die genade ontvang het. Kom ons staan, dan sing ons die oorwinningslied saam. Baie dankie, julle kom maar weer sit. Kom ons sluit die oor, dan bid ons saam. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Hy is die God wat nooit sluimer of slaap nie. Hy is die God wat vandag nog steeds vir ons die paaie gelyk maak. Hy is die God wie se krag oneindig groot is. Hy is die God wat vir ons genadig is. Hy is vanoggend die God vir wie ons kom stil raak. Vir wie ons kom oopbreek. Vir wie ons kom luister. Hy is ons Here. Hy is ons verlosser en ons redder. Amen. Genade en vrede vir julle. Van die God wat se genade oneindig groot is. Genade en vrede vir julle. Van Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het.
wat opgestaan het en weer opgevaar het na die hemel. Genade en vrede van die Heilige Gees, wat elke dag saam met ons in ons teenwoordigheid lewe, nou en vir altyd. Amen. Kom ons staan, dan sing ons twee pragtige lofliedere saam. 464, O Heer my God, en lied 280, Here Redder, groot en magtig.
ons vandag die woord in Romeine oopmaak, wil ek vanoggend 'n oomblik gee waar ons bietjie ons harte oopmaak. Ons kom dikwels op 'n Sondag kerk toe en dra vragte in ons rond wat niemand anders sien nie. KetTINGs van bekommernis oor môre. Dalk die swaar gewig van foute wat ons in hierdie week gemaak het. Of dalk die vrees van een of ander manier dat ek nie goed genoeg is of dat ek dit nie gaan maak nie. Maar kom ons raak vanoggend vir 'n oomblik stil. Heeltemal stil. En in hierdie oomblik van stilte dink ons aan hierdie dinge wat ons pla. Hierdie dinge wat ons verhinder om vry te wees. Dit wat ons laat voel asof ons wil versmoor. Dit wat ons so hard probeer om oor en oor self reg te maak. Kom ons vat hierdie dinge en kom ons lê dit voor die voete van ons Here. Ons Hemelse Vader, ons bely vandag dat ons dikwels ons eie paaie probeer oopkap. Ons raak moeg omdat ons op ons eie krag staat maak. Ons bely vanoggend ons vrese, ons skuldgevoelens en die maniere waarop ons van U af weggedwaal het. Here Jesus, dankie dat U die een is wat die ketTINGs breek. Ons lê vanoggend hierdie swaar vragte by U voete neer. Heilige Gees, kom waai vars deur ons harte. Here, dat ons sal plek maak vir U woord, vir U versorging. Dat ons weet dat U die een is wat ons elke dag vashou. Amen. In Christus is ons nie meer gevangene nie. Deur Christus hoef ons nie meer met hierdie vrese elke dag te leef nie. Nie omdat ons nie hard probeer het nie, maar omdat God ons vrygemaak het daarvan. Omdat hy ons elke dag voorwaardelik lief het. Vanoggend kom sê die Here vir een en elkeen van ons, ek wis jou oortredings uit, ter wille van myself. Ek dink nie meer aan jou sondes nie. Kom ons staan, haal diep asem, weet ons is veilig in die genade van ons Vader, en ons sing lied 492 as geloofsbelijdenis saam.
ons die teks lees, moet ons verstaan die omstandighede en die mense aan wie Paulus hierdie brief skryf. Rome was die sentrum van die wêreld gewees. Die goue stad, die middelpunt waar rondom die bekende wêreld gedraai het. Maar vir die Christen was dit 'n ongelooflike gevaarlike plek gewees. Vir 3 redes. Die omstandighede. Die gelowiges was 'n klein, onbeduidende minderheid in 'n stad wat wreed, dekadent en vol afgode was. Hulle was dikwels die sondebokke en vir alles geblameer. Om te sê Jesus is die Here was hoogverraad gewees, want die keiser het homself as die Here gesien. Die tweede is die spanning. Hulle het in 'n konstante vrees geleef vir vervolging, uitsluiting en armoede. Hulle was die niemands in die oë van die wêreld se grootste mag. Dit was so erg gewees toe die malkeiser Nero Rome afgebrand het, het hy die Christene daarvoor geblameer. En dan skryf Paulus hierdie brief as bemoediging. Hy skryf nie hierdie brief vir mense wat op 'n vakansieeiland sit nie. Hy skryf dit vir mense wat daagliks moet kies tussen hulle lewe en hulle geloof. As die evangelie daar kon werk, in daardie stad, kan dit enige plek, enige tyd werk. Maar voor ons Romeine 1 lees, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vanoggend ons harte voor U kon oopmaak, voor U kon stil raak. Die bekommernisse wat ons het, dat ons dit voor U voete kon neerlê. Here, U ken ons harte. Here, wil U ons nou vanoggend ontvanklik maak vir U woord. Wil U ons hart sag maak. Wil U ons 'n skerp verstand gee. 'n bereidwilligheid soos 'n sponsie wat in water val. Here, help ons om vanoggend hierdie gedeelte in Romeine te verstaan. Here, ons weet Romeine is seker nie die maklikste brief om in die Bybel te lees nie. Here, ons weet dis vol waarhede. En ons weet vanoggend dat dit vol wysheid is, vol vreugde. Here, help ons om hierdie woorde van Paulus nie net vanoggend te hoor nie, maar om dit in te neem, dat dit ons sal voed in ons siel en gees. Amen. Ek lees vir ons Romeine hoofstuk 1. Heel eerste dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, omdat julle geloof oor die hele wêreld verkondig word. God, wat ek met my hele wese dien, deur die evangelie van sy seun, is my getuie dat ek gedurig aan julle dink en altyd in my gebede smeek dat die pad nou uiteindelik vir my oopgemaak sal word. As dit die wil van God is om na julle te kom. Want ek begeer om julle te sien, sodat ek die een of ander geestelike gawe met julle kan deel om julle te versterk, of eerder dat wanneer ek by julle is, ons wederzijds deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Ek deur julle geloof en julle deur myne. Ek wil nie hê dat julle hieroor onkundig moet wees nie, broers, dat ek my dikwels voorgenem het om na julle te kom, alhoewel ek tot nou toe verhinder is, sodat ek onder julle 'n vrug kan verkry, soos onder die ander heidene, teenoor Grieke sowel as nie Grieke, teenoor wyses sowel as onverstandiges, staan ek in die skuld. Vandaar my hartsbegeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die krag van God tot verlossing vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood, maar ook vir die Griek. Want daarin word geopenbaar dat die geregtigheid van God geheel en al op geloof berus, soos daar geskryf staan, die regverdige op grond van geloof sal leef. Net tot sover.
Stel jou voor, jy ontvang 'n koevert wat jou hele uitkyk op die lewe verander. Hierdie brief aan Romeine was so 'n koevert gewees. Dit was nie net sommer 'n korrespondensie van Paulus se kant af nie. Dit is een van die belangrikste dokumente wat ooit geskryf is. En in vandag se tyd en lewe vra mense dikwels, het God nog krag? Kan daar regtig iets verander in hierdie deurmekaar wêreld? En Paulus antwoord met 'n versekerende ja. Hy skaam hom nie vir die boodskap nie. Want hy weet, dit is nie net woorde op papier nie. Dit is dinamiet wat bedoel is om die rotse van die lewe uitmekaar te skiet, sodat God se lig kan inkom. En vandag gaan ons kyk na 3 redes waarom ons kop omhoog by hierdie kerk vanoggend kan uitstap, te midde van die omstandighede, te midde van die chaos in hierdie wêreld. Die eerste is, jy is nie 'n nommer nie. Jy is 'n geroepene. Ons lees dit in vers 1 tot 7. In Romeine begin hy dadelik met hierdie idee dat hierdie mense, of hulle nou swaar kry, of hulle arm is, maar dat hulle aan God behoort. Paulus begin nie deur te sê, ek is 'n goeie ou en julle moet na my luister nie. Hy begin by sy roeping. En die bronne hierin herinner ons dat Paulus homself as 'n slaaf en apostel sien. Iemand wat heeltemal aan Jesus oorgegee het. Iemand wat deur Christus aan wie hy homself oorgegee het, gestuur het. Hy trek die gemeente in dieselfde sirkel. Hy sê presies dieselfde vir hierdie gemeente. Die egtheid. In Rome was jy net belangrik as jy geld of mag gehad het. En vandag se wêreld voel ons dikwels of ons net 'n nommer geword het. Of ons van net deel is van die statistiek. Dit gaan oor hoe ek lyk, oor hoe ek voorkom. Maar die bemoediging in hierdie teks sê, voor jy enige iets vir God gedoen het, het hy jou afgesonder. Soos 'n veldbrand wat gevra het om nie gestig te word nie, maar deur 'n vonk aan die brand gesteek is. So is jou geloof God se inisiatief. Jy is mense vir wie God liefhet. Jy is iemand wat God liefhet. Die skepper van die heelal is lief vir jou. Wil 'n verhouding met jou hê. Hy het jou geroep. En dis die vertrekpunt van Paulus. Ongeag deur wat so moeilike omstandighede hierdie gemeente gaan. Die skepper het jou gekies. Jy is syne. Die tweede is die dinamiet wat die ketting breek. Willie Jonker beklemtoon dat die evangelie die krag van God is. Dis nie net 'n teorie of 'n idee oor hoe om 'n beter mens te wees nie. Die lyf. Dink aan daardie moment, dink aan die woord, die naam is. Dit is nie die krag van 'n flitsliggie nie. Dis die krag van die grootste stootskraper in die wêreld. Dis die krag van die atoombom. Dis groter as dit wat ons kan begryp. Paulus sê hy skaam hom nie. Hoekom? Want hy het gesien hoe hierdie boodskap die mees gehardste mense se harte in Rome verander het. Die dinamiet wat enige iemand
se hart kan verander. Ons is baie keer skaam of bang om oor geloof te praat, of vir godsdiens, omdat dit baie keer irrelevant lyk, omdat ons bang is, ons word daaroor gespot of geoordeel. Maar die evangelie is nie mak nie. Dit is God se reddingsenergie, wat aktief inspring wanneer ons op ons moegste is. Wanneer ons voel, maar ek het nie krag om meer die situasies in my lewe te hanteer nie. Ek het nie meer krag om volgende op te staan en te gaan werk nie. Ek het nie meer krag om aan my huwelik te werk nie. Ek het nie meer krag om vir my kinders te sorg nie. Maar die goeie nuus van die evangelie, die dinamiet van die evangelie, die krag kom nie van ons af nie. Ons hoef nie die krag te hê nie. Ons moet net plek maak vir daai krag om in ons te kom rus. Want God is daai krag. Die evangelie wat ons inneem, is daardie krag. Die goeie nuus. Die derde is die vryheid van geloof. Die gedeelte in Romeine is baie duidelik as dit sê, God spreek mense vry, enkel en alleen, omdat hulle glo. Dit is uit geloof tot geloof. Ons sien in die woord, in die evangelie waarvan Paulus praat, die teologie met voete. Dit beteken, die vryspraak is nie 'n transaksie wanneer jy moet betaal, waarmee jy moet betaal met goeie werke nie. Die evangelie wat die krag het, waarvan Paulus praat hier in Romeine 1, is 'n geskenk. Dit is genade. Wanneer mense besef dat ons nie meer hoef te veg vir God se aanvaarding nie, maar dat ons dit reeds het, kan ons anders begin dink oor die lewe. Anders begin leef. Ons leef nie meer vir guns nie, maar uit guns. Of anders gestel, ons lewe nie vir genade nie, maar uit genade, deur genade. Dis die grootste bevryding wat enige mens kan kry in enige situasie. Maar wat beteken hierdie 3 punte vir ons vandag? Ons leef ongelukkig in 'n tyd waar goeie nuus skaars is. As jy die koerant oopmaak, of as jy op jou foon kyk, of op Facebook gaan en die comments lees van die nuusberigte, dan sien ons spanning. Ons sien opinies en woorde wat seer maak. Ons sien stygende pryse, ekonomieë wat in mekaar tuimel. 'n Wêreld wat hard geword het, ongeanker is. Ons is net soos Romeine, net soos daardie gemeente, dikwels bang dat ons uitgedoof sal word. Want 2026 stoei ons met die geraas van die wêreld wat vir ons sê, maar ons is nie genoeg nie. Ons doen nie genoeg nie. Ons het nie genoeg nie. Romeine 1 en kom en sny deur al hierdie geraas. Romeine 1 kom en anders as die nuus en die sosiale media, kom gee dit vir ons goeie nuus. In ons moedeloosheid kan ons onthou dat God se krag, sy dynamis, sy dinamiet nie afhanklik is van ons nie.
Dit is 'n objektiewe krag wat ons vashou, wat om ons is, selfs wanneer ons dit nie kan voel en raak sien nie. In ons onsekerheid, die vryspraak waarvan Paulus praat, is ons anker. As die wêreld wankel, staan ons in God vas. Die toepassing in ons getuienis, ons moenie probeer om mense te oortuig met slim argumente nie. Ons moet hulle vertel van hierdie krag, van hierdie evangelie, dat dit soos 'n veldbrand kan versprei, sodat dit vir hulle kalmte in die storm van hierdie wêreld kan gee. Paulus het hierdie brief aan mense geskryf wat letterlik vir hulle lewens gevrees het. Maar hy begin en hy groet hulle met genade en vrede. Ons moet nie toelaat dat hierdie wêreld ons identiteit steel nie. Ons is nie die som totaal van die foute wat ons gemaak het nie. Ons is nie die slagoffer van ons eie omstandighede nie. Ons is net soos Paulus, net soos hierdie gemeente geroepen is, geroep deur God, vir God, toegerus, gevul met sy genade, met sy krag. So kom ons gaan vandag hieruit. Nie met ek sal probeer nie, maar ek het 'n God wat by my is, wat saam met my hierdie pad stap. Laat die evangelie in ons lewe brand soos 'n vuur, wat nie doodgemaak kan word nie. Want as God vir ons die vryspraak gegee het, as hy vir ons gesê het, jy is myne, wie kan dit van jou af wegneem? Amen. Ons Hemelse Vader, U het vanoggend net weer vir ons kom wys, dat U die krag het om kettinge te breek. Here, breek die kettinge in ons lewe. Wat ook al daai ketting mag wees, waar dit of hoe dit ons ook al vasbind. Here, mag ons elke dag lewe as geroepenis met die krag wat ons van U af ontvang. Amen. Kom ons staan, dan sluit ons af met lied 514. Ek weet verseker, Jesus is hier.
Ontvang die seën van die Here en gaan leef as mense wat onstuitbaar is in sy krag. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid en kragtige werking van die Heilige Gees sal met elkeen wees en elkeen versterk, in die ketTINGS breek, in die pad van geloof, gaan in vrede en weet, God die eenig is jou krag, nou en vir altyd. Amen.